Ons het 2 skrifgedeeltes vanoggend. Die eerste uit Genesis 3, maar ons gaan begin in die laaste vers van Genesis 2 en dan uit Matteus 10. Genesis 3 en Matteus 10. Ons begin lees by Genesis 2 vanaf vers 25. Hulle 2 was naak, die mens en sy vrou. Maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra: Is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige van die bome in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou: Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar daarvan gegee en hy het geëet. Al 2 se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Ek wil net hierdie gedeelte weer herhaal. Al 2 se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vye blare aaneengeryg en vir hulle lendeskorte gemaak. En dan blaai ons na Matteus 10. Ons gaan lees vanaf vers 16. Matteus 10 vanaf vers 16. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe. Wees dan behoedsaam soos slange en onskuldig soos duwe. Maar wees op julle hoede vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan die Sanhedrins en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Voor prokreators en konings sal julle om my ontwil gesleep word, sodat julle voor hulle en voor die heidene kan getuig. En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Broer sal broer oorlewer om doodgemaak te word, en vader sy kind, en kinders sal in opstand kom teen ouers en hulle doodmaak. En julle sal almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde, die sal verlos word. Wanneer hulle julle in die een stad vervolg, vlug na die ander. Amen, ek sê vir julle, julle sal nie al die stede van Israel kan besoek voordat die seun van die mens kom nie. 'n Leerling is nie verhewe bo sy leermeester of 'n slaaf bo sy eienaar nie. Dit is voldoende vir die leerling om so sy leermeester en vir 'n slaaf om so sy eienaar te word. As hulle die huisheer Beelzebul genoem het,
Hoeveel te meer nie die huismense nie. Daar was eendag 'n begrafnis op 'n dorpie waar almal vir mekaar omgegee het en mekaar ondersteun het. Die man wat oorlede is, het nou nie juis vriende gehad nie. Maar hy het baie vir die kerk gedoen en die gemeente het hom geken as 'n ware gelowige, so knorrig as wat hy ook kon wees. Die begrafnis was ook bygewoon deur mense van ander dorpe. Mense wat die man geken het toe hy nog jonk was. Hulle onthou hom as 'n joviale persoon wat altyd lewe gegee het aan 'n partytjie. Hy het met almal gesels en was gewild onder die kinders en was bekend vir sy vrygewigheid. Praat ons nou van dieselfde suurknol wat altyd gefrons het en vir wie die kinders te bang was om te gaan vra hom hulle bal aan te gee as dit in sy heining ingeskop het. Oor sy heining geskop het. Hoe is dit dat hierdie siniese ou man eens bekend was as 'n vriendelike mens? Wat kon in sy lewe skeef geloop het? Mense, of soos hierdie ou man hulle sou beskryf het, slange en wolwe. Dit is juis hierdie man se goeie aard wat hom kwesbaar gelaat het, sonder verdediging teen hierdie mense se aanvalle. Sien, toe hy jonger was daar 'n groot projek by sy kerk om werkloosheid in die dorp hok te slaan. Dit was gedryf deur nuwe intrekkers wat hierdie man gedog het engele uit die hemel is. Hulle sou 'n perseel koop en fabrieke daar bou. Nie net sou dit werk stig nie, maar die wins sou gebruik word om die barmhartigheidswerk van die kerk te befonds. Opgewonde oor wat hulle gesien het as die werk van die Here, het baie gemeentelede bygedra tot hierdie projek. Die oom wat nou begrawe word, het waarskynlik die meeste bygedra. Hy het borg gestaan vir lenings wat aangegaan is vir al die toerusting en hy het van sy vriende gekry om in hierdie projek te belê. Maar alles het nie glad verloop nie. Daar was die heeltyd een of ander oponthou. Die nuwe intrekkers wat hierdie ding georganiseer het verduidelik, daar is probleme by die bank. Daar is probleme met die registrasie van die perseel. Een verskoning na die ander. En die goedgelowige man het maar net aanhou ondersteun. Dit kan net die duiwel wees wat al hierdie klippe in hierdie goeie projek se pad wil rol. En toe op 'n dag is die nuwe intrekkers net weg. En al die geld saam met hulle. Geen fabrieke. Die perseel is nooit gekoop nie. En hierdie man het borg gestaan daarvoor. Dis uiteindelik sy bates wat opgeskryf is om vir hierdie bedrogspel te betaal. Sy vriende was kwaad vir hom, omdat dit hy is wat hulle aangeraai het om hierheen te belê. En daar is baie mense wat geen simpatie het met hom nie. Want hoe kon hy so dom wees? Hoe kon hy so naïef wees? Slange en wolwe. Slange en wolwe het van hierdie eens goedgelowige man 'n verbitterde man gemaak. Eens het hy vertrou, maar nooit weer nie. Nooit weer sal iemand sy vertroue kan misbruik nie.
Die verhaal van hierdie man, een van bedrog en verraad, is ook die verhaal van Eva en die slang. Die verhaal van Jakob en Esau, die verhaal van Josef en sy broers, die verhaal van Paulus, en baie belangrik, is ook die verhaal van Jesus Christus. Ons het vanoggend se skriflesing begin met die laaste vers van Genesis 2, wat nie gewoonlik gelees word as deel van die slangverhaal nie. Maar er gebeur iets in die oorspronklike Hebreëus wat ek dink dit duidelik maak dat hierdie vers eintlik die begin van die slangverhaal is. Dit sê, die man en vrou was kaal. En die Hebreëse woord hier is arom. En dan sê dit net in die volgende vers, maar die slang was die listigste van al die diere. En die woord hier is arom. Die mense was arom, maar die slang was arom. Die mense was kaal, maar die slang was, letterlik vertaal, wys. Die mense was goedgelowig, maar die slang was uitgeslape. Die mense was weerloos, maar die slang was uit op die aanval. En dit is hierdie kombinasie, geliefde medegelowiges, wat uiteindelik tot die sondeval gelei het. En dit is terloops hierdie selfde woord wat Jesus in Matteus gebruik, wanneer hy sê dat ons so wys so slange moet word. Die woord word ook vertaal as versigtig, of soos ons vanoggend gelees het, behoedsaam. Maar letterlik vertaal sê Jesus, wees wys so slange. Dit is presies dieselfde woord, of eerder die Griekse weergawe daarvan, wat in Genesis gebruik word, om die slang te beskryf. Die arom. Op 'n manier sê Jesus vir ons, dat ons iets van die slang kan leer. Laat ek verduidelik. In Jesus se tyd was daar twee ekstreme groepe wat se oortuigings nie verder uitmekaar kon wees nie. Aan die een kant het jy die Essene gekry. Hulle slagspreuk was, kruip weg. Jy kan al die slegtigheid van die wêreld vermy deur net in 'n grot te bly en jou af te sny van alles en almal, of ten minste net van slegte mense. Jy kan nie die wêreld verander nie, so het hulle gesê, maar jy kan ten minste jouself so rein en onbesmet soos 'n duif hou. Aan die ander kant het jy die Selote gekry. Een van Jesus se eie disippels, Simon die Seloot, was een van hulle. Hulle slagspreuk was, veg! Hierdie Romeine gebruik geweld om ons te onderdruk. En ons sal geweld gebruik om hulle te weerstaan. Ons kan dalk nie kompeteer met hulle militêre mag nie, maar ons sal uitgeslape wees. Ons sal die wysheid van 'n slang hê. Matteus 10 gaan juis oor Jesus wat sy disippels roep en uitstuur. Hy vertel vir hulle wat hulle moet verwag in hulle disippelskap en watter soort disippels hulle moet wees. En hy begin met hierdie woorde: ek stuur julle uit so skape onder die wolwe. Ek stuur julle reguit in die gevaar in. Julle kan nie soos die Essene wegkruip en julle self so rein hou van hierdie wêreld nie. En natuurlik kan hulle nie. Want om 'n Christen te wees beteken om dieselfde pad te loop wat Christus geloop het. Om 'n Christen te wees beteken mense gaan jou bedrieg soos Judas Jesus bedrieg het.
Dit beteken jou eie dorpsmense sal hulle rug op jou draai, soos die mense van Nasaret Jesus van 'n berg af wou gooi. Dit beteken die presiese mense wat jy probeer help, sal probeer om jou leed aan te doen. Maar ten spyte hiervan, verwag Jesus steeds dat sy disippels rein en onbesmet soos duwe moet wees. Dat hulle al onskuld moet behou. En daarom stuur hy nie sy disippels sonder enige verdediging uit nie. En die verdediging waarmee hy waarmee hulle self moet veilig hou. En die verdediging waarmee hulle self veilig moet hou teen die wolwe wat hulle wil besmet, is die wysheid van die slang. Hy sê vir sy disippels, wees onskuldig, hê 'n goeie hart, maar moenie naïef wees nie. Sien die mensdom vir wat hulle is. Wees bewus van al hulle triks waarmee hulle julle wil uitvang. En werk rondom dit. En dit alles sonder dat julle self hierdie slegte goed gebruik. Die slangwysheid waarvan Jesus praat, is nie bedrog nie, maar onderskeiding. Dit is nie naïwiteit nie, maar strategiese denke. Dit is insig in mense se gedrag om te verstaan hoe hulle persoonlike agendas hulle gedrag onderlê. Dit is om sinnies te wees, maar nie suur nie. Jesus self gee die voorbeeld. In Johannes 8 lees ons dat die skrifgeleerdes 'n vrou wat oorspel gepleeg het, na Jesus gebring het. Hulle vra hom, wat dink hy, sê die wet, moet hulle aan hierdie vrou doen? Maar hy sien reg deur hulle. Hy weet dit het niks te doen met die interpretasie van die wet nie. Hulle wil hom vasvang. Sê hy, sy moet die doodstraf ontvang. Hardloop hulle na die Romeinse gesag toe en sê, sien, die man hou homself regter, hy is in opstand teen die Romeine, wat volgens hulle wet die enigste gesag is wat doodstraf kan oplê. Maar sê hulle moet dit nie doen nie, dan hardloop hulle na die Jode toe en sê, sien, hy sê vir julle, ons moenie luister na die wet nie. Hy het die wysheid van die slang, van 'n slang, en kon daarom sien hoe die slange hom wil pik. Maar self word hy nie 'n slang nie. Hy behou die onskuld van 'n duif deur te sê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Paulus het ook hierdie raad ter harte geneem. Sy opponente het hom kort hof toe gesleep met beskuldigings dat hy mense opstandig maak. Hy skryf 'n brief aan Filemon. Hy wil hê dat hierdie Filemon sy slaaf Onesimus vrylaat. Maar nou weet hy ook hoe werk die slange. Skryf hy daar, jy moet hierdie man vrylaat, jou geloof verwag dit van jou, dan hardloop die opponente met 'n afskrif van hierdie brief na die hof toe en sê, sien hoe hierdie man slawe opsteek om te rebelleer. Maar Paulus sien deur dit. Hy stuur Onesimus terug na Filemon as 'n slaaf. En dan speel hy eintlik op sy gevoel. Hy sê, hier is jou slaaf terug, doen soos jy goed dink. Maar onthou dat as dit nie vir my prediking was nie, dat jy ook nie vry sou wees nie. Hy plaas eintlik vir Filemon op 'n spot, want hierdie brief sou voor die hele gemeente voorgelees geword het.
So kon Paulus sy roeping tussen wolwe uitleef, sonder die gevaar dat mense sy woorde teen hom gebruik. Geliefdes, dis binne ons Christelike aard om sag te wees. Ons beskou goedgelowigheid as Christelik. En dit voel verkeerd, dit voel vir ons verkeerd om mense se motiewe in twyfel te trek. Ons voel, ons oordeel hulle. Ons sien goedgelowige mense as onskuldige mense, goeie mense, en ons wil self ook so wees. Maar die duiwel weet hoe om hierdie kwesbaarheid, ons naaktheid, ons arom teen ons te gebruik. As ons geen verdediging het nie, sal ons een of ander tyd ontnigter word. En dit laat ons soms bitter na. Dit laat ons onskuld verloor. Ons gee gereeld vir bedelaars geld, want ons glo ons doen goed. En dan vind ons uit dat daardie bedelaar deel is van 'n syndikaat, wat die kuns bemeester het om op mense se gevoel te speel en so baie geld in te samel. Ons glo dat kerkmense, predikante, goeie mense is. Dan sien ons hoe hulle skelmstreke gebruik om hulle self te verryk. En dan sit dit ons heeltemal van die kerk af. En dan wil ons net, soos die Essene, onttrek. Nooit weer sal ek goed wees vir mense nie. Nooit weer sal ek deel wees van 'n kerk wat so vol skrikke is nie. Ons hardloop weg van die plek waarna die Here ons stuur. Herhaal, ons hardloop dan weg van die plek waarna die Here ons stuur, omdat ons bang is vir wolwe. Ons word hard en ons verloor uiteindelik ons onskuldigheid. Maar die Here wil nie hê dat ons wegkruip nie. En die Here wil ook nie hê dat ons seer kry in hierdie sendingsveld en dan hard word nie. Hy weet ons gaan. Maar dit is nie sy wil nie. Daarom gee hy vir ons 'n verdedigingsmeganisme, die wysheid, die uitgeslapenheid van 'n slang. Die Here gee nie net vir ons 'n opdrag nie. Hy gee vir ons toerusting. Hy stuur ons in 'n wêreld vol wolwe, maar hy sê, ek stuur julle nie weerloos nie. Wees wys soos slange en so onskuldig soos duwe. En geliefdes, dit is die kuns. Nie om op te hou goed wees nie. Nie om jouself toe te maak nie. Maar om goed te wees met oë wat oop is. Om onskuldig te bly sonder om naïef te wees. Om te kan sê, ek weet mense kan seermaak, maar ek kies om nie een van hulle te word nie. Dit is wat Christus van ons vra. Dit is wat hy self geleef het. Hy het geweet dat Judas hom sou verraai. Maar hy het hom nog steeds brood aangebied. Hy het geweet dat Petrus hom sou verloon, maar hy het hom later weer geroep. Hy het geweet die wêreld sou hom haat, en hy het dit steeds lief gehad. Hy het die wêreld met oop oë in die gesig gestaar, en met 'n sagte hart vir ons gesterf. En nou sê hy vir ons, volg my, doen wat ek gedoen het. Daarom, wanneer mense jou seermaak, moenie hard word nie. Wanneer jy leer
om hulle slinksheid te erken. Moenie self slinks raak nie. Wanneer jy tussen wolwe instap, moenie vergeet, jy is nog steeds 'n skaap nie. En wanneer jy bang raak, onthou, jy is nie alleen nie. Die herder van die skape stap saam met jou. Here, in hierdie wêreld vol wolwe en slange, is ons weerloos en bang. Weerloos, naak, soos U ons gemaak het. En ons is bang om dit ook te verloor, Here. Want U maak ons goed. Maar om te kan oorleef in hierdie wêreld, voel ons moet self sleg raak. Sonder U, Here, kan ons nie ons onskuld behou nie. Ons vra U daarom, Here, beskerm ons hierteen. Maak ons wys. Laat ons daardeur onsself ook kan beskerm. Laat ons deur die slange se toertjies kan sien. Maar bo alles, Here, behou ons onskuld. Behou ons goedheid. Laat ons soos U kan wees. Amen.